Okay, stop recording. Hallo. Gaan dit almal nog aan die gang? Almal nog reg? Goed. Niks nuwe klagtes nie. Is daar nie te koud nie? Dit is koud man, te koud. So iemand dalk net een van daai ligte daar af sodat hierdie ry af is. Ons kyk gou. Daar's hy. Aan die ene? Sal julle nog kan sien, skryf en alles? Okay. So ja, die afgeskrewe boeke. So dit is dan nou die Bybelskool daarvan. Dit is interessant. Dit is nogal 'n heel interessante ene in die sin van wat daar opgesluit is. Baie van dit moet ons met baie goed in 'n sout neem. Baie volle mense is nie eintlik nodig om as apokriewe te sit nie. Maar ja, dit gaan 'n interessante ene wees. Baie lekker ook in 'n sin. Ons gaan 'n bietjie terug gaan na die konteks toe en waartoe alles begin het ook en al die dinge, maar dit gaan regtig interessant wees. So wat ons alles gaan doen is hoe die verloop gaan uitwerk. Daar's eintlik maar 4 gedeeltes waarvan die middelste 2 die grootste 2 is. So ons gaan begin met wat is die apokriewe boeke? Dan die Ou Testament apokriewe boeke. Die ontstaan daarvan en hoekom is dit nie in ons Bybel nie en hoekom is dit in ander mense se Bybels, want ja, ander dinge. Dan gaan ons spesifiek gaan kyk na 'n paar Ou Testament apokriewe boeke en dit is waar dit nogal lekker raak en nogal baie interessant raak. Dan gaan ons volgende week begin of nie, iewers daardeur gaan ons dan nou by die tweede gedeelte begin met die bestaan van die Nuwe Testament apokriewe boeke. Daai kan nogal kompleks raak en dit is nogal waar mense versigtig moet wees en dan ook die analise van die Nuwe Testament apokriewe boeke. Ons na van hulle gaan kyk, soos byvoorbeeld die Evangelie van Thomas, die brief van Barnabas, die 3de brief van die Korintiërs. Dit gaan nogal interessant raak. En dan sluit ons net af met weer kort gedeelte bronne wat mense kan gebruik vir verdere studie. So ja. Dan begin ons. Wat is die apokriewe boeke? Kan iemand vir my sê? Wat is die apokriewe boeke? Op my te luister, okay? Een van dit? Boeke wat nie in die Bybel is nie, okay? Ja en nee. Van die boeke wat nie in die Bybel is nie. Ja en nee. Hidden books, okay? Wat is 'n boek? Hoekom is dit hidden? Hoekom is dit weggesteek? Want ons is nie seker waar dit hoort nie. Want ons is nie seker waar dit hoort nie. Wie is ons? Die protestante, daar's hy. So ons moet nogal redelik spesifiek wees as ons begin met wat ons bedoel is die apokriewe. So die apokriewe boeke, die Engelse apocrypha, verwys in oorsig na die Bybelboeke wat net die protestantse kanon is nie. Of in ons Bybels soos wat ons dit vandag ken. Want dan jy kry verskillende tipe Bybels. So in kleinweg is die boeke wat nie in ons Bybel is nie, maar die Bybel van die Katolieke en die Griekse Ortodokse Kerk. Hulle het 'n paar ekstra boeke wat in hulle, en hier is nou spesifiek ook met die Ou Testament. Nuwe Testament is hulle baie meer streng, maar ons sal sien hoekom dit so is, maar die Ou Testament spesifiek. Kanon is maar net ook 'n fancy woord wat beteken die boeke in volgorde van daardie boeke in 'n spesifieke Bybel
van 'n denominasie of kerktradisie. Anders gestel, versameling boeke wat deur 'n gegewe godsdienstige gemeenskap as goddelik geïnspireerde skrif erken word. So in die Ou Testament is dit hoofsaaklik verwys die apokriewe na boeke wat nie in die protestantse Bybel is, so ons Bybel, maar wel in die Katolieke en Ortodokse kerk. Die Katolieke noem dit die Deuterokanonitiese boeke, of die Deuterokanon boeke. In die Nuwe Testament is dit wat glad nie in die Nuwe Testament is nie. Ons in die Katolieke en die Ortodokse het nogal redelik dieselfde Nuwe Testament. Dis die Ou Testament wat redelik verskil. So apokrief kom van die Griekse woord apokrypto, wat beteken om weg te steek, soos jy genoem het, om weg te steek. En hoekom wegsteek, want ons is nie helemaal seker hoekom dit apokrief, hoekom dit so bedoel het nie. Kan nog positief wees, figuurlik was dit bedoel vir almal wat in God glo om te lees nie, met 'n handjievol uitgesoektes, gelowiges sal dit kan verstaan. Ja, dit is hoofsaaklik met die Ou Testament te doen. Hoekom hulle dit dalk dit wou doen, apokrief? Dit kan ook negatief wees. Die boeke bevat verkeerde idees van God en moet daarom weggesteek word. En hierdie is veral onder toesig van die Nuwe Testament boeke. Ons sal 'n bietjie kyk na die ontstaan van die Nuwe Testament apokriewe, dan sal julle verstaan hoekom. Maar bietjie Ou Testament nie eintlik nie, maar meestal die Nuwe Testament is hierdie idee, verkeerde idees van Christendom. En dit is waar die pop op die venster raak. So, nou is die vraag, mag ons die apokriewe boeke lees? En dan gaan hierdie aan die einde ook vra. Mag ons die apokriewe boeke lees? Ons in die protestantse geloof. Benita sê ja. Ek hou van daai woord konteks, mooi. Okay, wat nog? So ja, jy mag in die regte konteks. Benita, hoekom sê jy ja? Okay. So Ou Testament boeke. Ou Testament, mooi, ek bly trots. Okay, so jy mag die Ou Testament apokriewe lees. Ons moet hulle eintlik lees. Okay, so hulle moet eintlik in ons Bybel wees, sê jy. Nee. Okay. Het een van die uitgawes, okay? Ek speel 'n bietjie devil's advocate. Okay, so moet ons dit lees? Wie sê ja? Hang af. Sê jy hang af? Jy hoef ook nie, ja, definitief. Dit hang af. Dit hang af. In ons protestantse manier van glo, is die 66 boeke wat tans in die Bybel is, daar 66 boeke in die Bybel, is dit die ware woord van God. En ons glo dit is waarby ons staan. As die apokriewe boeke in lyn is met hierdie 66 boeke, dan is dit nie 'n probleem nie. Maar die probleem kom in wanneer dit nie in lyn is met dit wat ons klaar ken nie. So dit is die groot probleem. En weer eens, veral in die Nuwe Testament, sal ek sê, bly maar weg van die apokriewe af. Ou Testament is dit, gaan ons sien, het hulle baie van die boeke wat ons tans het gebruik. En dan is dit baie keer, ek wil amper sê stupid redes hoekom hulle gesê het, nee, ons moet nie hierdie boeke lees nie. So as dit in lyn is met dit wat ons klaar leer in die Bybel, in ons protestantse Bybel, dan dink ek is daar nie veel van 'n probleem nie. Maar as dit nie is nie, dan raak dit 'n groot probleem. En dit is weer eens waar die Nuwe Testament kom. Maar die apokriewe kan ons ook baie keer leer van die mense van daai tyd. En om so die Bybel as geheel beter te verstaan, konteks en wat ons ook genoem het, so dit is baie waardevol. Die apokriewe is nogal veral 'n groot lens in wat aangegaan het tydens daai 400 jaar tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. So as gevolg daarvan, baie van die apokriewe, as nie al die apokriewe, was geskryf in daai tyd, daai 400 jaar tussen. So dit is maar hoofsaaklik berading. So, hoe die apokriewe ontstaan, hierso moet ons dan onderskei tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ons gaan eers gaan kyk na die Ou Testament, hoe dit ontstaan het, daai apokriewe, en dan gaan ons gaan kyk na die Nuwe Testament en hoe die Nuwe Testament ontstaan het en hoe hulle besluit het op die boeke wat daar moet wees.
So, want daar's 'n groot verskil. Hulle het op verskillende maniere en kontekste gestaan. Dis eintlik maar twee verskillende velde op 'n sig. So mense kan nie eintlik die twee met mekaar vergelyk. So as ons gaan kyk na die Ou Testament apokriewe boeke en die ontstaan dan nou van die Ou Testament apokriewe boeke, gaan ons bietjie gaan kyk na hierdie diagram. Nou dit is Bible Project. Ek sal regtig aanbeveel dat julle dit gaan kyk. Hulle het baie goeie verduidelikings, baie goeie beelde ook wat hulle gebruik en so. Ongelukkig of gelukkig net die Ou Testament, maar nooit Nuwe Testament nie. Maar hulle is, want die ou is ook hoofsaaklike Ou Testamentikus. Maar as ons gaan kyk na hoe dit ontstaan. So hoofsaaklik deur die Protestantse Bybel met die Ou Testament en Nuwe Testament, dan die Katolieke Bybel soos genoem met die Ou Testament en Deuterokanonieke of die Deuterokanon, wat dan Tobit, Judith en Wisdom of Solomon. Dan die Ortodokse Bybel, wat bietjie groter is en bietjie meer het. Hy het nog vir een Esdras, 3 Makkabees en Psalm 151. So hy het 'n ekstra Psalm. Ons gaan bietjie gaan kyk na die Psalm. En dan wat verder gebeur het is, as ons gaan kyk na die Ou Testament as geheel, hoe die Ou Testament as geheel ontstaan. So jy het verskillende skrywers gehad van die Ou Testament. Jy het Moses gehad, jy het Dawid gehad, jy het skrifers gehad, jy het profete gehad, mense wie ons nie eintlik ken nie. Mense wat verskillende boeke bymekaar gehad het. Daar was selfs boeke in die Ou Testament waarvan ons nie meer het vandag nie, ongelukkig. Daar word baie na dit vernoem. Byvoorbeeld die Scroll of Jasha, of die Handelinge van Salomo. Daar word genoem in die Ou Testament na hierdie geskrifte, maar ongelukkig het ons dit nie meer nie. Dit is verlore met tyd. So dit bestaan ongelukkig nie meer nie. En hulle het baie keer uit hierdie het hulle dan ook aangaan. Wat in die Ou Testament. Maar dit is nou hoe die Ou Testament geskryf het in Hebreëus. En ons gaan 'n bietjie gaan kyk daarna. En dit is dan nou hoe dit ontstaan het. En hierdie ontstaan bestaan dan nou uit wat ons noem die Tanakh, waar dan in die Torah, Nevi'im en Ketuvim is. So dit is dan, as ons gaan kyk, die Torah is dan nou uit die wet, Nevi'im is die profete, en die Ketuvim is dan die res eintlik. Hulle noem dit net the writings, as 'n mens dit so kan skryf. En dit is nou maar hoe dit oorspronklik maar dan nou te staan gekom het en hoe hulle dit dan nou in Hebreëus geskryf het, en dit is maar ook dan eintlik ons Bybel vandag. Maar verder het daar 'n bietjie goed verander. Met hierso in die 2de en 1ste eeu voor Christus het die Grieke begin oorneem. En hulle het begin amper 'n westerse kultuur skep, soos wat ons vandag ook maar het. In die sin van ons bly al is ons in Afrika, Suid-Afrika, bly ons in 'n westerse kultuur baie prominent. Nou net so het Grieke ook begin oorneem. Maar as jy in Israel, in Egipte, Rome, jy het 'n westerse kultuur, 'n Griekse kultuur gehad. En hulle het ook so begin oorneem. En toe Hebreëus begin verlore raak, net die priesters kon dit omtrent lees en skryf, niemand het meer Hebreëus begin praat nie. Grieks het die lingua franca geword, wat maar die groot woord is, maar net vir die taal van die dag, die taal wat almal mee praat, soos wat ons Engels vandag praat, het hulle Grieks gepraat. En toe moes hulle nou die Ou Testament oorvertaal, hierdie Tanakh oorvertaal van die Hebreëus af na die Grieks toe. En dit is toe hulle nou hierdie vertalings dan nou begin so skryf. Nou as ons gaan kyk na die Nuwe Testament, Jesus het en van ook die profete of hy het ook van die Tanakh aangehaal, saam met Paulus en Petrus en Johannes. Hulle het die Hebreëse Ou Testament aangehaal. Maar saam met dit, hierdie Tanakh, het hulle ook dan nou die aangehaal wat nie noodwendig in hierdie Hebreëse korpus was nie. Soos byvoorbeeld in Matteus haal hy dan nou vir Ben Sirach. Jesus haal vir Ben Sirach. Dis nie in ons Bybel nie, maar tog haal hy hulle aan. Hierso Paulus, hy haal vir die wysheid van Salomo aan in die Ou Testament. Maar ons het dit nie in ons Bybel, in die Hebreëse Bybel. Dis latere Griekse toevoegings wat bygesit is. Enoch word ook aangehaal deur van die skrywers in die Nuwe Testament byvoorbeeld.
So hulle het tog hierdie buite Bybelse of hierdie apokriewe ook aangaan. Maar nou is die vraag nog steeds, hoekom is hulle nie dan in ons Bybel as selfs Jesus hulle aangaan? Nou een van die redes wat nog interessant is, Jesus en baie van hierdie skrywers, soos Paulus en Petrus en so, hanteer die Tanach, hierdie Hebreëse geskrifte, wat oorspronklik in Hebreëus geskryf is. Die apokriewe was meestal oorspronklik in Grieks geskryf. Hanteer dit as die woord van God. Die ander, die apokriewe, hanteer hulle nie eintlik in dieselfde klas nie. Dis amper asof hulle nie dieselfde waarde aan daai apokriewe toe-eien nie. So dit is nogal een manier om te kyk, maar is hulle regtig so belangrik? Tog haal Jesus hulle aan, maar hy sê nooit hulle is divine authority, kan ons sê. Hulle is heilig geïnspireerd of so. Hulle is nie op dieselfde vlak as die Tanach dan. So dit is een dalk van hierdie is. Toe later aan, met die vroeë Christene daarna, in die 2de tot die 4de eeu, het die Griekse Ou Testament, met die woord Ou Testament toe begin ontstaan. En toe was daar nogal redelik baie debat oor hierdie Griekse weergawe, hierdie Griekse boeke, hierdie apokriewe. Moet hulle in die Bybel wees, moet hulle nie in die Bybel wees? Baie kerkvaders het gesê, soos Tertullianus en Origen en Augustinus het gesê, dit is in die Griekse Bybel, dit moet dan gelees word, daarom is dit geskryf. Dit is wet, dit is die Bybel, want dit is daar. Dan het baie ander gesê, nee, dit was later bygevoeg in die Grieks. Die regte oorspronklike Bybel was in Hebreëus, die Tanach. Soos byvoorbeeld Cyril van Jerusalem, Melito of Jerome het gesê, nee. Hulle is tweedehands, omdat hulle eers in Grieks geskryf is, nie oorspronklik dan nou in Hebreëus nie. So daar was redelik konflik, en is nogal groot gename wat hier deurgegooi word, soos Augustinus en Jerome ook nou by, wat kop gestamp het oor moet hierdie Griekse apokriewe boeke, wat later eers eintlik maar geskryf is, by die Nuwe Testament, of by die Ou Testament gevoeg word. Al haal Jesus hulle ook aan, en so was al redelik al 'n kopstamp hierso tussen die 2de en 4de eeu. Maar in elk geval, Jerome het toe later gegaan en hy het toe die Vulgaat geskryf, die Latynse weergawe van die Septuaginta. So, wat ek dalk nie genoem het nie, is met die toe Hebreëus dan nou minder gepraat word, het hulle dit vertaal in Grieks, want dit was die taal van die dag. In daai vertalingsproses het daar altyd verloop van wanneer die laaste Hebreëse Ou Testament boek geskryf is, soos wat ons dit het vandag. En in daai proses het daar 'n ekstra paar boeke uitgekom, daar ekstra paar boeke geskryf. En dit was dan nou die apokriewe wat in Grieks was, en hulle het dit by hierdie Griekse Bybel gesit. Hierdie LXX of Septuaginta. En dit is waar die debat ingekom het, want nou het jy hierdie twee boeke, hierdie oorspronklike Hebreëse boek, en dan 'n latere vertaalde Griekse weergawe met hierdie ekstra boeke in, wat later bygekom het, en nou is die vraag, moet dit in wees, moet dit nie? Baie van die skrywers, Nuwe Testament skrywers kon nie Hebreëus lees nie, so hulle het altyd van die altyd van die Griekse Bybel, die Griekse weergawe aangehaal, waar hierdie apokriewe in was. En daarom het van hulle ook van die kerkvaders sê, maar hulle moet dit in wees. Augustinus het gesê, maar die Griekse Bybel is die kerkse Bybel, daarom is daar apokriewe in dan is daar apokriewe in. Dan moet jy dit in wees. Ander het gesê, nee, dit is nie die oorspronklike. Maar ja, toe kom Jerome en hy vertaal die Vulgaat, toe word Latyn die taal van die dag, en hy vertaal dit toe in Latyn. Hy het oorspronklik begin met die Grieks, toe sê nee. Hebreëus is die taal, is die oorspronklike taal. Toe gebruik hy die Hebreëse geskrifte om die Bybel te vertaal in Latyn. En toe daarna baie ander goed bygekom, en jy kry dit toe aangegaan, en toe die standaard Bybel geword van die kerk vir, ek dink 1200 jaar. So dit was regtig groot wat gebeur het. En toe kom die protestantse, en met die reformatie van die 16de eeu.
Nou, onthou hierdie Vulgaat was die Katolieke Bybel. En Martin Luther het, en met die reformatie was alles dis eintlik maar 'n anti-katolieke beweging gewees om dit in plain simple terms te stel. En hulle het glad nie eintlik van die Katolieke gehou nie. So enigiets wat die Katolieke gedoen het, wil hulle nie doen. So die Katolieke het die apokriewe gevolg. So daarom het hulle gesê, maar ons gaan dit nie doen. En dit is eintlik maar 'n bietjie petty in 'n sin, kan 'n mens sê. Maar hulle rede was, ons moet teruggaan na die oorspronklike Bybel toe, wat dan nou die Hebreëse Bybel is, waarin dit oorspronklik geskryf is. En dit is toe wat hulle nou gesê het, okay, maar dit is nou, die eintlike Bybel is dan nou hierdie Hebreëse Bybel. Toe sê die Katolieke, okay, hulle verstaan so bietjie, en toe het hulle later gesê, hulle gaan dan nou, dink is in die volgende ene, hulle gaan hierso by die Council of Trent, by die Synode van Trent, sê, okay, ons hoor wat julle sê, hulle is oorspronklik in Hebreëus, maar tog was daai nog steeds geskrywe in die Grieks. Wat hulle sal doen is, hulle sal daai Griekse apokriewe in die agterkant van die Bybel sit, nie tussenin deur nie. En dit het toe die Deuterokanonieke Bybel genoem, die tweede kanon, hierdie apokriewe van hulle. En jy sê, okay, val maar net voor, ons het op ons Bybel, wat die Griekse, Hebreëse Bybel dan nou so is. So ons gaan nou, hier is net die oorsig van wat alles dan nou so gebeur het. Ja. Kan ek net vra, ek nou 'n bietjie laat gekom. Nee, geen probleem. Die woord apokryf, jy het seker dit verduidelik wat dit beteken. Dit beteken wegsteek, om weggesteek te word. Nee, nie noodwendig. Dis die verskil. Nie noodwendig. Dit beteken dat ons moet dit wegsteek, dalk omdat dit vals kan wees, of wegsteek omdat ander mense dit nie noodwendig sal verstaan nie. Ou Testament, nie noodwendig vals nie. Nuwe Testament neig ons baie na vals. Baie na vals. Maar Ou Testament nie noodwendig nie. En ons sal 'n bietjie verduidelik hierna. So dit is dan nou die oorsig. Ons gaan 'n bietjie meer diepte ingaan en dan gaan dit bietjie meer verduidelik word. Okay. Enige vrae anders sover? Okay. So kom ons begin by die eerste Bybel. Ou Testament. Die Hebreëse Ou Testament. So dit is hoe Hebreëus lyk. Oorspronklik sal hy dan so in inskripsies wees. Dan sal hy hom so later die Masoretiese teks het hulle dit rooitjies bygesit waar die vokale is. En in die Hebreëse Bybel lyk dit nou so aan daai kant. Hoe dit so dan nou sou lyk. Nou die Hebreëse Bybel bestaan uit 39 boeke waarvan ons dan nou die Tanakh dan nou ook dan nou noem, die Tanakh. En ons nou eintlik klaar genoem, die Torah, die Wet, Neviim, Profete, Ketubim, geskrifte. En die Torah bestaan uit die eerste 5 boeke van die Ou Testament. So wie kan vir my sê wat dit is? Bietjie Bybelkennis toets. Wat is die eerste 5 boeke van die Ou Testament? En Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Daar gaan hy. Okay, soos waar goed op bietjie mekaar. So die wet, dit was eintlik maar hierso teen 450 voor Christus. Was dit gesê, okay, dit is nogal redelik gesag. Dit is nogal deel van die Ou Testament. Onthou, toe was die Ou Testament nog nie vasgestel. Dan kry jy die Neviim of die profete. Het jy 3 groot profete. Wat is die 3 groot profete? Jesaja, Jeremia en Jesegiel. Dan het jy jou klein profete, was 12 van hulle, so jy kan maar net, jy hoef nie almal te noem nie, hulle is eintlik, dit is nie eintlik baie lees nie. Habakuk, interessant om hom begin. Amos, Hosea, Hosea, Joel, Naam, Obadja, Maleagi. Niemand het Jona gesê nie. Ons kom nou by. Micha het ons profeet, Sefanja of Sagaria, daar's 'n hele paar, daar's 12 van hulle. Dan na dit kry jy verder kry jy ook die vroeër profete, 6 van hulle. Wie kan vir my sê wie hulle is? Die Hebreërs, die Jode kategoriseer hulle as vroeë profete. Joshua, Rigters, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings. Dis interessant,
dat hulle konings as 'n profeet noodwendig en rigters ook, maar hulle sal dan hierdie as die vroeë profete sien. Dit was so teen 200 voor Christus as gesaghebend aanvaar. Dan kry jy die Ketuvim, die geskrifte. Dit is al die ander. So jy het jou 5 geestelike of feestelike boeke, wat sal wees? Hooglied, Rut, wat is die ander ene? Ester, Klaagliedere, Prediker, het iemand Prediker gesê? Prediker, Hooglied, Rut, Klaagliedere, Prediker en Ester. En dan kry jy die ander boeke. Daniël, Psalms, Spreuke, Job, Ester en Nehemia, 1 en 2 Kronieke. Dit is nou hoe die Jode hulle Bybel sal organiseer. En die laaste een van hierdie Ketuvim was eers teen 100 voor Christus wat hulle gesê, okay, nee, hierdie is nou gesag. Daar was redelik debat oor van die boeke of is dit moet deel wees van die Ou Testament of nie. Watter boeke dink julle het hulle bietjie oor kop gestamp? Gesê, ja, ons weet nie of hierdie boek in die Ou Testament moet wees nie. Dalk moet hierdie ene in wees, dalk moet hy nie in wees nie. O, jy het klaar die skrywer gelees, okay. Dit was Ester, een van hulle. Prediker, interessant. Hooglied, kan ons verstaan. Spreuke nog interessant, het hulle gewonder of hy moet in wees of nie. En Esegiel. Hy is bietjie weird. Esegiel, hy is weird. Interessant in die trauma studie. So, Esegiel is die eerste Judeer. Is een van die eerste groepe wat uit Jerusalem Babylon toe gevat het. Na die Babyloniese ballingskap toe. So hy het die Babyloniërs in hulle glorie gesien. En die profies wat spesialiseer, ons het van hulle was baie wat spesialiseer, maar ons hele trauma studies wat kyk na trauma, hoe dit in die Bybel voorkom, veral nou met die ballingskap. En daar sal in Rut is daar ook al, ek weet my vriendin het daarin gedoen, in Naomi en trauma, hoe sy dit ervaar het. Daar word vermoed dat Esegiel dat hy simptome wys van PTSD. Interessant genoeg. So dit is nogal redelik in die trauma studies groot. So ons vermoed hy het PTSD gehad, post-traumatic stress. So ja, dit is nogal heel interessant. So ja, die Hebreëse Ou Testament, soos julle kan sien, hier is ook die boeke wat in ons Bybel is. So dit is dan nou, dit is wat ons beskou as gesaghebend, die oorspronklike Hebreëse Bybeltekste wat al van toe die tyd af geskryf is en toe al klaar 400 of 500 jaar amper voor Christus as gesê, dit is die ware woord van God. Nou kom ons oor na die Griekse Ou Testament. Nou die Griekse Ou Testament, dis hoe hy lyk op papier is. Hoe ons lyk geen spasies nie en dan in die Bybel is dit dan so. Daar is dan nou Johannes, die begin van Johannes. Nou, ons het dit eintlik al klaar genoem, maar wat noem ons die Ou Testament, die Griekse Ou Testament? Die Septuaginta of in kort die LXX. Nou, daar is 'n nogal interessante storie hoekom hulle dit die LXX noem. Hulle het met Alexandrië of met Griek, ons nou klaar eintlik ook al genoem, met die Grieke Grieks wat die lingua franca geword het van daai tyd, het hulle gesê, okay, nou moet ons hierdie Hebreëse Bybel vertaal. Toe sit hulle 70 van hierdie, ek dink 70, 72, 52 of wat ook al, maar ek dink dit was 70 sit hulle toe van hierdie skribas en sê, hier is die Ou Testament, vertaal dit oor in Grieks. En die storie gaan nou die legende dat al daai 70 presies dieselfde vertaling oor in Grieks gehad het. Ja, so dis waar die LXX vandaan, Romeins vir dit. Nou, of jy mense dit nou glo of nie, dit is nou die ding, maar in daai proses het hulle ook baie goed bygevoeg en al die dinge ook. Maar hulle wou saaklike Bybel dan ook maak vir die Jode wat buite Israel bly en nie meer eintlik in Israel selfs ook Hebreëus kon praat nie. Nou die Jode wat buite Israel bly, noem ons die diaspora Jode. Daar was baie van hulle gewees. In Babylon, jy kry die diaspora van Babylon, jy kry die diaspora van Alexandrië in Egipte. Dit was nog 'n groote gewees. Die Jode daar floreer.
Hulle was nogal interessant genoeg, bankiere nogal bekend daarvoor. Maar hulle was nogal baie groot daar ook gewees. So dit is dan nou waar dit was, en toe was dit dan 'n vertaal in Egipte, en die vertaalproses het geduur omtrent van 250 tot 50 voor Christus. En in die vertaalproses is sekere tekste verander, party is bietjie bygevoeg, sekere boeke is bygevoeg, sekere toevoegings is gemaak. En hierdie is dan nou, en baie van die toevoegings was nie oorspronklik in Grieks geskryf, of oorspronklik in Hebreëus geskryf. So onthou as die laaste omtrent van, jy sê 100 voor Christus, maar as baie van die Ou Testament al klaar gevestig is, hierso teen 200 voor Christus. Nou ewe skielik is daar baie boeke wat bygesit word en geskryf word in daai tyd, dan sit hulle dit by. So baie van hierdie toevoegings tot boeke was in Hebreëus geskryf oorspronklik, of oorspronklik in Grieks, sit hulle dit by hierdie kanon wat ons dan nou het. Hier is byvoorbeeld 'n gedeelte van Levitikus uit die LXX uit, hoe dit dan nou sal lyk uit hierdie papirus gedeelte. Hulle sal altyd in hoofletters geskryf het en baie vryhand geskryf het. Hulle sou ook nie spasies gehad het nie, want papirus was duur. So hulle sou nie spasies tussen woorde gesit het nie om te beheer spaar om papirus nie te mors nie. Paulus se Bybel wat hy gebruik. Moes dit gelees het? Onder andere. Hy sou so gelyk het. Nee, maar dis wat hy gebruik het. Ja. Wat dis wat sy bron was. Ja, die LXX. Ja. Hy sou nie kon lees of hy sou nie kon skryf nie. Ons moet dit ook nie doen, né? Paulus kon nie skryf. Maar kon lees. Ek dink so, ja. Hy sou jommelijk kon lees. So hy was baie goed in sy Grieks, maar hy sou nie kon skryf nie. As Paulus geskryf het, het dit soos 'n 3-jarige gelyk met sy naam probeer skryf. Wat nog interessant sou wees om te sien. So Grieks lees jy so, van links na regs. Hebreëus lees jy aan die ander kant. Kom ek kyk gou of ek wil na die Hebreëus. Met hierdie. Dit is nog soos wat jy, as jy Engels vat. Jy vat Engels en dan sit jy hom so bymekaar, jou brein lees maar so jy moet maar as vertaler uitprobeer figure waar woorde begin, waar woorde eindig. Hierdie is soos 'n ton, so dit beteken van dis waar 'n woord is, dan weet jy hier begin die volgende woord, hier soos kai, dan begin hy daar verder met die volgende woord. En wat het moeilik maak vir die vertaler is hierdie dis nie gebreekte uit begin eintlik maar agteruit gaan. Nou met Hebreëus lees jy van regs na links, jy lees hom so. Nee. Maar Hebreëus is nie meer wat hy was nie. Kom ek stel dit so. Die Grieks is bietjie makliker. Die Grieks kan ek nog 'n go gee. Interessant, ek kan actually die Grieks beter lees. Ek is meer Grieks georiënteerd. So daarin sal byvoorbeeld klink Tokata Johannein en archei ein hot logos kai hot logos ein pros ton theos en dan sal die gedeelte weg theos ein hot logos altus ein en archei pros ton theon. In die begin was die woord en die woord was van God, God was die woord en dan gaan ons aan Johannes 1 vers 1. So dit is dan nou die Griekse gedeelte. Ons het 2 jaar, as jy verpligte 2 jaar, anders het 3 jaar. Nee, Grieks is nogal 'n moeilike ene, maar dit is nogal lekker as jy dit goed kan gelees kry. So die LXX, hy bestaan uit die 39 vertaalde Hebreëse tekste, so dit wat ons het in ons Bybel, en dan het hy hierdie by. Nou hierdie is wat ons die apokriewe noem. Jy het vir 1 Esdras, dat jy toevoegings tot Ester, so die Ester wat ons het, behalwe hy het extra hoofstukke, of liewer, mens wil nie hoofstukke noem nie, jy wil het gedeeltes, hy het extra gedeeltes tussenin deur, dan jy vir Judith, Tobit, 1 tot 4 Makabeërs, Odes, die wysheid van Salomo, die wysheid van Ben Sirach, Baruch, die brief, ek dink die brief van Jeremia,
hy's daarna, sorry, hy's daarna en dan toevoegings tot Daniël. Toevoegings tot Daniël is byvoorbeeld Bel en die draak, Susanna, daai tipe van. Dit is wat in die Griekse weergawe is. Tekste wat er toe later bygesit het. Soos gesê het, Jesus het baie uit, het hy beide die Hebreëus en die LXX ook aangehaal, en meeste van hulle kon nie Hebreëus lees nie, daarom net die LXX aangehaal, soos byvoorbeeld Paulus en Johannes. Baie kerkvaders ook al eintlik genoem het, haal vanuit die LXX aan. Hulle doen dit selfs op so 'n manier dat hulle die apokriewe en die LXX net soos geslaggewing vind, en saggewing beskou as die res van die Ou Testament. Hierso is van hoe hulle gelyk het en hierso uit uitbeelding van vandag. Die bekende Augustinus van die regter. Dan kry ons die Latyn. Die Latynse Ou Testament. Dit is nog later geskryf. Toe Latyns die lingua franca genoem, die Engels van daai dag. Dis hoe hy so lyk op standbeelde en so, hoe hom se ingekerf het. En dan hierdie is ook Johannes 1 vers 1. Is ek het reg gekry? Ja, Johannes 1 vers 1. Met verder verloop van tyd, die Latyn die lingua franca geword, soos gesê, en was toe oorvertaal, en die Latynse vertaling word toe die Vulgaat genoem. En dit is dan nou wat beteken algemeen of die populêre weergawe. Nou dit was Jerome wat hom vertaal het, en dit is standaard geword van die Westerse kerk vir die volgende 1200 jaar, of so klaar genoem. Hy het eers begin met die LXX te skryf oor na die Hebreëus, dus die meeste van die Vulgaat is maar vertaal van die Hebreëse tekste. Die Vulgaat het ook al die apokriewe boeke. Ja. Hy moes nog steeds van die Grieks gebruik, want van hulle was oorspronklik maar Grieks. In 1546 by die Synode van Trent word die apokriewe of die Ou Testament apokriewe boeke formeel as deel van die Rooms-Katolieke Kerk se kanon. Hulle het die Bybel verdeel onder die proto-kanoniek, so die is die eerste wat geslaggewend aanvaar word, so dit sluit dan nou in die Hebreëse geskrifte en toe Deuterokanoniek, tweede. Proto 1, Deutero 2. Die tweede aanvaar as gesag, amper soos 'n sekondêre gedeelte. Hulle is belangrik, maar nie so belangrik soos die Hebreëse geskrifte. So dit is dan nou die 39 vertaalde Hebreëse tekste plus dan nou Tobit, Judith, toevoegings tot Ester, wysheid van Salomo, Ben Sirach, en dan gaan nie so ver. Hier is dan nou 'n gedeelte vanuit die Vulgaat, ek weet nie waar nie, maar dit is 'n ou manuskrip. OK. As dan nou gaan kyk na die inhoud in die verskillende Bybels, so hier het jy die Joodse Bybel, dan het jy die Protestants, dis ons Bybel, Romeinse Katolieke Ou Testament en die Oosterse Ortodokse Ou Testament. So in die begin het jy die Torah, ons noem die Pentateeg, Penta 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hulle noem dit die Torah, is eintlik maar dieselfde. Dan kry jy die profete, hulle noem dit die former prophets, wat jy dan nou het, die Josua, Rigters, 1 en 2 Samuel en Konings. Ons het Rut hierby, want onthou Rut was die ouma grootjie van Dawid. So histories, kronologies gesproke, sal dit meer sin maak, maar daar te sit. 1 en 2 Kronieke is ons ook hierso by, want dit is eintlik maar 'n vertolking van die res van die geskiedenis, soos wat dit in 1 tot 2 Samuel, 1 tot 2 Konings is. En dan sluit ons af eintlik met Esdra en Nehemia wat ook insit by die bou van die muur en die herstel van die tempel in 515 voor Christus en Ester wat dan daarna kom en eintlik die geskiedenis van Israel so afsluit in ons Bybel met Xerxes of Ahasveros van die Persiese ryk. Dan hulle die groot profete en die klein profete. Nou die klein profete sit hulle saam in die boek wat hulle noem, die boek van die 12 profete of die klein profete. So dis een boek vir hulle, waar ons dit is 'n aparte boek. Hulle het ook die 5 feestesboeke wat ons maar net bietjie rond geshuffle het, maar kort van die lank, ons en die Jode het eintlik maar dieselfde Bybel, dis net die rangskikking wat bietjie anders is en hoe ons hulle groepeer. Dis maar die enigste verskil. As ons gaan kyk na die Romeinse Katolieke Ou Testament of die Oosterse Ortodokse Ou Testament, so hulle het ook die Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Hulle het ook hulle historiese boeke, behalwe Oosterse Ortodoks het 1 Esdras en die Russiese Kerk het 2 Esdras ook by.
Tobit en Judith is by. Esther met sy toevoegings is ook by, so nie die gewone Esther nie. Dan in die Romeine, Romeins-Katolieke Kerk, 1 en 2 Makabees, waar die Griekse Ortodokse Kerk, of die Oosterse Ortodokse Kerk, dan nou die 3de Makabees ook by het, dan nou saam met dit, julle verkeerd doen. En dan sal julle ook sien dat hulle het dan ook dan later vir Baruch, 'n brief van Jeremia, hulle het Daniël met sy toevoegings by, en dan heel aan die einde het hulle as appendix het hulle 4 Makabees. 'n lekker net 'n opsomming daarvan. Die wat in geel is wat nie in ons Ou Testament staan. As mens nou regtig kompleks wil raak, kan jy die Ethiopiese Ou Testament ook insit. Hulle het byvoorbeeld ook vir Psalm 151 in. En wat daar tabeltjie gewys het in die ortodokse het ook Psalm 151. Ja, dit raak ons kompleks. Maar kort van die lank is daar's meer as een Ou Testament. Daar's nie net die een wat ons het. Dit het ontstaan uit 'n lang geskiedenis. Jy het eers die Hebreëse Ou Testament gehad, vir Hebreëse geskrifte en toe later toe Grieks die taal word toe kry die Griekse vertaling met die Griekse geskrifte wat inkom en hulle dit bysit by die Ou Testament en toe is daar maar 'n bietjie van 'n debat, maar moet ons gaan vir die oorspronklike Hebreëse Ou Testament geskrifte of moet ons die nuwer Griekse tekste ook insit? Wat een is meer gesagvol, wat een is nie? Ek dink hy verdeel hulle baie. Hy verdeel hulle nogal redelik baie. Sê weer? Hy is nogal redelik groot. 66. So hy is nogal redelik wild. Dan, ja, kort van die lank, hierdie is die Ou Testament apokriewe boeke. Dit wat van belang is. So kan staan. Hoekom het hulle besluit ouer is meer gesag? Hoekom kon die nuwe is nie meer gesag nie? Ons sal 'n bietjie kyk as ons daar ingaan, maar een van die redes ek dink oorspronklik is want dit was nie in Hebreëus geskryf nie. In Hebreëus was die taal van die Israeliete gewees. Die Grieks is maar baie heidens, onthou dis Grieke. Ek dink na die tyd kan mens ook argumenteer Jesus het nooit met dieselfde, ek wil nie die woord respek gebruik nie, maar hy het nooit met dieselfde autoriteit saam met Paulus hulle ook gepraat oor die Ou Testament of oor die Griekse boeke apokriewe nie, as wat hy met die Hebreëse apokriewe of Hebreëse Bybel Ou Testament gepraat het nie. En wat ook nogal interessant is, ons sal sien hierdie Griekse apokriewe haal baie die Hebreëus aan. Hulle verwys die hele tyd terug na daai gebeurtenisse. Dis asof hulle die hele tyd copy and paste, maar dan op hulle eie manier verander. Julle sal sien, so in daai gesin kan hulle dalk ook agtergekom het, maar hoor hierso, hulle gebruik eintlik die Hebreëus om hulle of die Hebreëse Bybel om hulle boeke te skryf. Daarom is dit liewer sekondêr in plaas van primêr. So dit is onder andere van dit wat gebruik word. Dit is nie so oud soos die Hebreëus nie. Dit is baie meer Griekse konteksboeke, boeke wat in die Griekse tydperk geskryf is. So daarom is hulle maar bietjie iffy daaroor. Ek dink nou is heeltemal anders as ek dink nou sosiaal maatskaplik. Ek sit myself nou 15 jaar. Ek het 'n gewone ou straat. Dis nie die geleerdes wat hierdie geskrifte beskryf. Ja. So hulle skryf om oor vertel. Ek kan skryf. Ek kom tempel toe en hulle lees vir my. Ja. Of van hulle kant. Ja. Hulle eerste drukker
Ja. Dis 'n boek gehad. Ja. Maar 'n boek gekopieer kan. So ek besef my opdruk. Ek dink dat al die goed beskikbaar was ons almal kry. En dit maak dit nog my meer kompleks, want dit was nie gelees. En nou glo wat jy daar van die kant van my sê, want ek kan nie lees of skryf nie. En hoe word dit waar? Die gees werk om God se woord by mekaar te hou te bring. Ja. En dan ek is te klein om dit te verstaan. Dit is nogal, daar's baie punte wat uitgelig word. So dit was die hele probleem met die reformatie. Hierdie predikante, of wat van die kansel af goed kon sê, want net hulle kon die Bybel lees. So nou kan hulle eintlik maak of breek. Jy moet glo wat ek vir jou sê, want dit is wat daar staan. En wil jy teen my stry? Kom lees self weer die Latyn, dan kom kyk ons wie praat. So dit is hoe hulle mag misbruik het. En dit is toe die reformatie begin en sê nee, ons moet dit druk in Duits en Engels, al daai dinge. Nou wat interessant is, as ons gaan kyk bietjie meer, en dit is nou onthou in die 15, 16de eeu. As bietjie gaan terug na die antieke wêreld. Dit was ook so dat net, ek dink, 5% kon lees en skryf, 5% was geletterd, 10% was geletterd van. Die res kon nie lees en skryf. Maar hulle geheue was onmenslik goed geweest. Ons moet nie ons geheue en onthou vermoë vergelyk met hulle. Die rede hoekom daar baie keer in antieke tekste herhalings is vir die ouens wat dit voorgelees het, so sangers, om te onthou wat hulle volgende moet sê. Want as jy vir jou gehoor iets anders te sê, want ek het nog net een keer gehoor, maar as jy vir hom iets anders te sê, dan gaan jy uithaal sê jy, dis nie die regte storie nie. Storie gaan net 1, 2 en 3. Jy's nie 'n goeie sanger nie, jy kry nie vertaling. So hulle moes die stories ook so fyn goed ken. En dan gebruik hulle die herhalings, veral as ons gaan kyk in die psalms ook, om te probeer, dat terwyl hulle dit sê, dink aan wat hulle volgende moet sê. So die antieke mense manier van onthou was baie anders. Hulle het nie Google gehad en net van sê, Google net iets en dan hoef jy te onthou nie. Hulle het baie goed onthou. En dit is so interessant, die Qumran geskrifte. So daar's 'n grot daar's 'n Qumran grotte by die Dooie See waar hulle antieke manuskripte gekry het. En was so in die perfekte kondisie, want dit was by die Dooie See waar dit meer as net sout is, dit is baie meer sout. Dit is in 'n woestyn gewees, dit is in potte toegeseël, die perfekte kondisie daarvoor. As ons daai tekste vergelyk, wat hierso teen 100, 200, as mens nou pushing it a bit, voor Christus geskryf is, met dit wat ons het, 1500 na Christus, so 1200 jaar verskil. Hulle het die Jeremia teks gaan vergelyk, het 95% van dit presies dieselfde gebly. 95%. En hulle het skole gehad waar hulle die goed oor skryf. Dan sal hulle vir jou sê, nee, maar daai is verkeerd. Dis nog interessant, ek het 'n foto iewers van hierdie geskrifte, dan vergeet die skrywe van 'n versie, dan skryf hulle so tussen die lyntjies deur, so klein. Want hulle het skole gehad wat hierdie goed doen. So daarom kan ons redelik, mens moenie eintlik dink, ons moet nie oorspronklike tekste nie. Mens moet onthou, 95% oor 1700 jaar dieselfde gebly. Dis saying something. That's saying something. En ek dink dis ook waar die gees kom. So dis smack my met die reg daarvan. Ja. Tijdens de reformatie kwam die apocryfe boeke ook nie ons Bybel nie, omdat Luther daai boeke gesien het en gesien het van daai boeke is baie opgeleer op die katholieke onderrig. En dit maak het wees daai prentjies waar hulle sê indulgences word gerefereer en maak dit dit ook kom aan ons pad. Even hulle sê is nie. Ja, dit kan wees. Ek dink die stories, julle moet onthou, ek is baie, ek hou van die Ou Testament. So ek voel nog steeds, hy was net bietjie in om uit te vendetta gehad in die Rooms-Katolieke Kerk, maar dit is moontlik. Dit is definitief moontlik, veral as jy van kyk van hierdie apokryfe. Daar's regtig 'n paar apokryfe wat sketch is. Die wat ek as voorbeeld het, kan 'n mens nie eintlik veel sien hoe dit gedoen kry nie.
Inteendeel van hulle dink ek, ja, kom ons sit in die Bybel. Die Goeie Testament van God se geloof of geloof in God. Maar ek dink definitief dit kan een van die redes ook wees. So nee, definitief. So ja, dit is altyd interessant hoe hierdie goed werk. Ja. Ek dink hy is, maar ek dink hy is meer daar soos hy 1-1 nog. 1-1 nog. Daar soos hy. As kan ons doen? Dis moontlik. Verduidelik wat is Mishnah? Dit is die wete wat die Jode bygesit het wat hulle gepas het. Om mense te kry om saam te raak om daar te lees en te vertaal. Dit kan moontlik wees. Dis altyd en ons sien dit regdeur geskiedenis eintlik. Sodra iemand mag het wat tot geloof kom, iemand wat in 'n posisie is wat magsposisie van God is, dan kan hulle dit misbruik. Ons sien dit daar, ons sien dit in die Rooms-Katolieke Kerk, ons sien dit in die Nuwe Testament, Fariseërs, hulle kon die Bybel lees, Ou Testament lees, wette, dit wat hulle sê, dit is wet. Die wat nie dit kan verstaan of lees nie, julle is onder dit, julle moet luister wat ons sê. Ons sien dit vandag met dominees. Ek dink dit was 'n bietjie later geskryf. Dit was gegrond op die op verdere werke daarvan. Ja, so dis eers bietjie later geskryf. Nie noodwendig Jesus se tydperk nie. Dit is bietjie meer aan die Joodse kant toe, Christendom en die Jode so bietjie meer geskuif het, ja. Ja. Ja, dit is bietjie meer later na Jesus se tydperk toe hulle begin skuif het. Toe hulle dit begin inbring het, ja. Nog enige vrae? Ja. Sorry, sê weer? Van die Hebreëus of Grieks. Ek is seker oor die Latyn nie. Ek het nie soveel kennis van die Latyn nie, maar ek weet met die Grieks byvoorbeeld, dit hang af wat se boek 'n mens van praat. Dis baie keer dis rofweg dieselfde oor vertaal. Onthou met vertalings is altyd moeilik want woord wat in 'n ander taal is nie noodwendig wat so is in jou taal en dan moet hulle konsepte vertaal. So baie keer is dit baie streng, baie keer is dit baie meer losserig vertaal. Dit wissel maar van gedeelte. Wat nog interessant is in ons Hebreëse Bybel as ons vertalings doen, het hy onder 'n gedeelte tekskritiese notas wat vir jou sal sê oor die Hebreëus of die Griekse Bybel het hierdie goedjies verander. Hierdie klein 1, 2 en 3 het hulle dit verander. Of hulle het net hierdie woorde gebruik, hierdie frases. En dan is dit nogal soos okay, maar dis eintlik so groot frase verandering en dit is nie so groot verskil nie. So baie keer groot verskille wat mense dink okay, ek sou eerder gaan na hierdie toe, baie keer nie so groot nie. Ja. Nog enige vrae? Ja. Is nog iets soos apokriewe verse, gedurende die periode van stelle boeke en waar hulle moet sê een versie ekstra het of iets anders. Dit is nie noodwendig apokriewe vers. Ja, jy kry dit nogal redelik baie. Jy kry nogal redelik baie as jy tekste vergelyk. Onthou wanneer hulle die Bybel bymekaar stel, die Hebreëse Bybel, ons noem dit die Hebraika Stuttgartensia. Hulle noem dit nou al die Hebraika Quinta begin nou al. Vertaling ook al aan die gang. Is hulle vat al die tekste, moontlike manuskripte wat hulle kan kry van daai vers. En dan sê hulle, okay, watter van hierdie gaan ons gebruik as die standaard vir die Hebreëse Bybel wat ander kan vertaal na hulle vertalings?
Dan gaan kyk hulle na alles en dan sê hulle, okay, great, ons vat hierdie en dan sê hulle vir die vertaler, maar onthou, hierdie manuskrip sê hierdie manuskrip voeg hierdie by, hierdie manuskrip voeg daai by. Dan kan jy as vertaler gaan sê, maar ek stem nie saam met hierdie manuskrip nie, ek dink hierdie manuskrip moet in wees, ek dink hy moet nie in wees nie. En deur al hierdie manuskripte vergelyk, nou net daai versie, kan jy al klaar 'n goeie idee kry van wat eintlik maar in die versie aangaan. So ek sal nog net 'n bietjie saambring. Daar kan definitief 'n vertalingsverskil inkom. Want dit is 'n vertaling van dit, ja. Daar's 'n basis, ons gebruik die basis, is die Codex Leningradensis, gebruik ons as basis. Hy is geskryf in 1009 of 1009 na Christus. Dit gebruik ons as die basis, maar die tekste wat ons na die tyd vroeër kry, so ons wil daai nou insit, daai nou insit. En dan gaan dit oor hoe oud, hoe kan ons sê as die teks in die manuskrip, is dit waardig, is dit goeie teks om te gebruik, daai tipe van ding. Okay. Ek sien dit is al klaar eintlik al hele uur het al verby gegaan, ek kan dit nie glo nie. Daar's nog regtig baie wat ons moet doen. Soos dit reg is, ek nog 'n hele okay. So ek gaan nog 'n rukkie aangaan, want hierso kom nogal die interessante goede. Nou begin ons kyk na wat in daai boeke ingaan. En ek wil daarom net ten minste klaarmaak met Makabeërs. Want dan daarna raak dit regtig interessant. So, Makabeërs. Ja. Dis waar ons nou by gaan uit. So die boeke van Makabeërs handel oor die Makabeëse opstand. Maccabean revolt van 1:6, eintlik 1:6:9 tot 1:6:4 en dit gaan nog verder na 1:4:2 toe. Die hele geskiedenis waar daarmee opgaan, maar die opstand spesifiek gaan hierso oor daai tyd. En dit is nogal 'n redelike lens in wat gebeur het in die 400 jaar tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Van daai 400 jaar is hierdie seker is dit die boeke wat ons die meeste kennis oor het wat in Israel aangegaan het, is Makabeërs. Jy het buite Bybelse bronne en tekste, maar dis nie so gedetailleerd soos die boeke van Makabeërs. En ons sê daar's in totaal 4. Nou een Makabeërs is die mees noodsaaklikste. Dit is die een wat die mees akkuraatste is histories gewys van wat ons al van ander geskrifte het, Romeinse geskrifte het, ander tekste wat ook oor hierdie tydperk praat, is dit die mees histories akkuraatste. Dan van 2 Makabeërs af raak dit 'n bietjie anders. 2 Makabeërs is 'n teologiese verkorte weergawe van 'n verlore werk wat deur Jason van Cyrene geskryf is, alhoewel dit waardevol konteks bied vir die godsdienstige beweging van daardie tyd, beskou historiese dit as 'n sekondêre historiese bron. Dit fokus bietjie meer oor die martelaarskap en teologiese lesse as wat gaan oor die geskiedenis van daai tyd. Dan kry jy 3 Makabeërs, dit gaan eintlik glad oor die Makabeëse opstand, nie, hy het die naam daarvan. En 4 Makabeërs is 'n kommentaar op 2 Makabeërs. So, as mens gaan kyk na hierdie 4, wat ek spesifiek wil uitlig, is 1 Makabeërs. Die een wat daai geskiedenis gee van wat gebeur het na die Ou Testament, na amper Ester, wat omtrent 475 is. So hierdie gebeur dan nou so 200 jaar daarna. En dit is nogal interessant, waar mens begin praat oor fokuspunt en ook waar Hanukkah, die Joodse fees van aankom. Ek weet nie wat se Afrikaans daarvoor is. Maar waar dit dan nou ook so fees van die ligte, waar dit dan nou ook so vandaan kom. So kom ons gaan kyk dan 'n bietjie na 1 Makabeërs. Dit is 'n genre, is 'n geskiedkundige boek. Dit is oorspronklik in Grieks geskryf. As ek dit nie mis, of oorspronklik is dit in Hebreëus geskryf, en later word vertaal in Grieks. Dit is geskryf deur 'n Jood in Jerusalem. Die datum van skryf is omtrent so 140 tot 100 voor Christus, maar die gebeure wat dit die datum van die gebeure wat dit lys, is dan van 332 tot 134 voor Christus. Wie se geskiedenis is goed? Wat het in 332 gebeur?
Grieke. Alexander die Grote het oorgeneem, het die Persiese volk oorgeneem. En die boodskap is, God is baie mense ten spyte van terugslag. Dit is regtig interessant. En soos sê, hier is die hoofbron eintlik van ons geskiedenis wat ons het van daai tydperk wat ons daar het. So as ons gaan kyk na die boek, dan gaan kyk ons, die hoofgedeelte gaan oor die Maccabean revolt. Met die hoofkarakter wat Judas Maccabeus genoem word, of Judas die Hamer. En hy is die protagonis, die hero eintlik van die redelike storie. En dit begin dan nou deur oor te gaan en te praat oor Alexander die Grote, hoe hy toe begin het en hy het oorgeneem. En wat gebeur het is, toe hy nou oorlede is, toe Ptolemeus, sy generale nou sy area of sy koninkryk gekry, dit verdeel onder die 3. Die eerste was dit Ptolemeus, Egipte, en hy het toe vir Jerusalem oorgeneem, en hierso teen 200 voor Christus, toe kom Seleucus, en hy begin oor Antiochus, en hy begin toe Jerusalem oorneem, en hy is toe in beheer van Jerusalem. Antiochus die 4de, of was eers die 3de, maar eers die 3de. En hy was 'n goeie koning geweest, want sodra jy nou oorgeneem word deur 'n nuwe volk, het jy 'n bietjie bekommernis, maar hy het gesê julle hoef minder belasting te betaal. Toe is hulle baie bly daaroor. Toe gaan dit heel goed. En toe kom sy opvolger, Antiochus die 4de. Antiochus die 4de het toe hulle forceer om Grieks te word. Hy het die Jode gesê, jy moet Grieks wees. Jy mag nie Sabbat gebruik nie, en jy mag nie kosher eet nie, jy moet die Griekse gode aanbid. En hy het so ver gegaan, dat hy varkbloed in die tempel gegooi het. Vir 'n Jood, vark in die tempel, dit is nogal bietjie groot. En hulle het net geweier. Die lied het gesê, okay, hulle sal Grieks word, en hulle sal die Griekse gode aanbid. Die ander het gesê, hulle weier, hulle aanbid vir Jahwe, hulle bid die God van die Ou Testament. Hulle is nog die Ou Testament, maar hulle aanbid vir die Joodse God. En hy het gesê, nee, julle moet die Griekse gode aanbid. En toe begin hulle bietjie in opstand kom. En een van die wat in opstand gekom het, was die Matthias. En hy is priester gewees. En wat gebeur het was, hy het gesien hoe hulle wou offer aan die Griekse gode in die tempel, en toe maak hy hom dood en die Jood wat ook aan hierdie Griekse god in die tempel wou offer. En toe vlug hy saam met sy seuns, Juda, Jonathan, Johannes en Eliezer en Simeon die Onder, vlug hulle toe weg. Nou hulle is 'n groepie wat hulle noem die Hasmoneërs. Hulle kom van daai familie uit. En dit is toe ook hulle dinastie wat volgens toe verder gaan. En hy het opstand gekom en gesê, maar julle kan nie hierdie Griekse gode aanbid nie. Ons bid net vir Jahwe. En toe hulle nou vlug, toe gaan hy nog ongelukkig ook toe nou dood en hy gee die geveg oor aan sy seun Juda. Nie Judas nie, Juda. Toe hy nou oorlede is, toe die hele Israel, hulle arts, dit dan 2 vers 70. En Juda was nogal redelik slim geweest. Hy het nogal baie opstand gebied teen die Grieke. Hulle het baie guerrilla oorlog gehad teen die Grieke. Al was hulle uitgenommer of hulle het 2000 en 10.000 het hulle die Grieke verslaan. Hulle het hulle weggejaag. Hy was bekend daarvoor dat hy hierdie hamer, hulle noem hom Juda die hamer. Hy word baie vergelyk met Dawid en Goliat wat sy swaard neem, en hy het hulle so begin oorwin, en maak as al wat hulle maar veel probeer het nie, hy het hulle toe gewen. En toe in 164, toe het hy die Grieke uiteindelik dan nou verslaan en uit die tempel uitgedryf. En wat hy toe gedoen het, hy het al die standbeelde van die Griekse gode in die tempel uitgegooi en gebreek en gesê, hierdie is ons, en jy kan nie dit in die huis van die Here doen nie. En toe het hulle daai lampies, het hulle toe aangesteek, wat ons genoem het, menorah, het hulle toe aangesteek, en daar was ongelukkig net genoeg olie om te brand vir 'n aand, net 1 aand, en toe gaan die legende, dit het gebrand vir 8 volle dae. En dit is dan nou hoekom die Jode op daai dag Hanukkah vier, as gevolg van Maccabeus wat
die tempel weer oorwin het vanaf die Grieke en weer Jahwe se instelling, God wat van Juda wat dan regeer. En daarom is dit ook dan nou oor 8 dae wat hulle dan nou dit vier. Soos wat die storie aangaan, het die Grieke weer begin opstand maak met 'n nuwe koning, Antiochus, ek dink dis die 5de. En hulle beklei toe, nou die storie gaan, hulle het by die geveg van Bethsira, Zachariah het hulle eintlik gewen. Geskiedkundig het die Romeine gewen. En die probleem was, hy het dalk 20.000 man gehad, wat nou agter hom was. Wat se naam is? Juda, maar die Romeine het 50.000 man aangestuur, met duisende perde, en dan nog saam met dit olifante ook, oorlogsolifante. Nou toe baie dit sien, was hulle baie bang gewees, en het hulle dadelik gevlug. Die legende gaan ook, sy oudste broer het probeer om net 'n bietjie braafskap en moed in sy manne in te praat, het hy onder een van hierdie oorlogolifante gegaan en hom onder die maag gedruk, om so die olifant dood te maak, maar in die proses het die olifant op hom geval, toe is hy ook dood. Ja, maar toe is dit nou 'n bietjie van 'n probleem, en soos wat die dinge aangaan, met Demetrius wat aan bewind kom, so word hulle in 106 word Juda toe nog doodgemaak, en neem Grieke weer Jerusalem in, en toe die hele Israel, toe hulle beskerm. Toe word sy ander broer, Jonathan, word toe, hy en Simon is toe amper al wat oorbly, en hulle word toe, Jonathan word toe die koning, of die hoëpriester dan nog altans, en hy oorleef nogal, terwyl daar nogal baie geveg is onder die Grieke oor wie is in beheer, is dit Alexandrië, Demetrius die 2de, Ptolemy die 6de, Antiochus die 6de, en tussen al daai goed hou hy daarom nog moed. Tot op 'n tyd het een van die Grieke hom verloor, en hy is toe na die tronk toe, en toe het sy koningskap of hoofpriesterskap ook tot 'n einde gekom, en soos weer eens die hele Israel het gehuil. Toe Simeon, toe neem hy oor, en hy het toe nogal redelik goed gedoen. Hierso teen 142. En hy initieer amper maar die Hasmonean dynasty, tydperk waar Israel onafhanklik is, hulle laagste tyd wat hulle eintlik ooit onafhanklik is daarna. Waar hulle onafhanklik is, en hy het baie goeie tye gehad in hierdie Hasmoneese tydperk. Toe is daar weer 'n bietjie konflik wat gebeur, sy skoonseun Ptolemy maak hulle almal dronk, en toe maak hulle dood, maar toe het sy seun weer oorgeneem, en dit is toe hulle toe begin in 'n goeie tydperk tot 3-7 omtrent, toe die Romeine in die prentjie inkom. En hierdie storie dan nou altans leer ons 'n paar goedjies. Dit wys hoe God dan nou ook, as jy in God glo, sterk staan. Dit wys ook dat ons moet sterk staan ten spyte van wat ander gelowe daar is, of wat ander sê ons moet doen en nie moet doen nie. Human kingdoms come and go, but only God's kingdom lasts forever. In unstable times, it's hard to discern how God is at work, but God's faithful people endure. Ja, baie. 1 Makabeus is vir my een van daai waar ek voel nogal, dit is nogal 'n storie wat 'n mens in die Bybel kan sit. Dis 'n goeie geskiedenisles, want almal vra, wat het gebeur in daai 400 jaar? God was nie daar saam met die volk nie. Waar was hy gewees? En hierdie is 'n baie goeie, en die geskiedenis is nogal 'n goeie, ek het 'n geskiedkundige video gekyk daaroor waar hulle gesê het, en na Judas toe nou net voor hy Jerusalem ingeneem het, het hulle gesê, after all his might, cunning strategy and intense luck, noem hulle dit. Ja, luck, as jy dit so kan doen. Maar ek voel hierdie is een van daai boeke waar mens eintlik maar kan dink, hoorie, dit is 'n testament van God wat sorg. God wat by die volk was. Die Grieke wat gesê het, nee, julle mag nie die Sabbat vier, julle mag nie dit doen, julle mag nie. Want by die Griekse gode, hierso, gooi sommer selfs varkbloed in die tempel uit. Sê hulle soos not a chance. Ek glo in wat ek glo.
My God is die ware God. Dit is wat ek in glo. En hoe hulle dan opgestaan het en eintlik Israel onafhanklik gemaak het vir meer as 100 jaar tot die Romeine kom. En vasgestaan het in geloof. So in daai sin sal ek sê 1 Makabeërs is eintlik 'n goeie boek om te kan lees vir 'n bietjie geskiedenis. Nou vra hy my vas, ja. Ja. Nee, hulle was nogal redelik slim geweest. Maar ja, dis regtig wat 1 Makabeërs. Want ek praat nou nie van 2 Makabeërs, 3 Makabeërs of 4 Makabeërs. Daai is 'n storie vir 'n ander dag. Maar 1 Makabeërs. Weer eens, as julle meer wil weet van Makabeërs, gaan lees Bible Project. Hulle gee nogal regtig 'n goeie oorsig oor hierdie. Enige ander vrae? Ek sien dis 20 voor. Wil julle hierso stop? Wil julle nog 'n boek doen? Wil julle nog aangaan? Wat is jou plan? Kyk, my plan was dat ons nog volgende week nog aangaan met hierdie maand. Ons moet by die Nuwe Testament ook uitkom. So, dit gaan vir my help as ons nog een kan doen. Okay. Want hierdie boek raak nog baie interessant. Tobit. Hou maar die vis. So ja, hierdie is die laaste boek. Hou by my. Jy moet nog wakker bly net vir hierdie een. Hierdie raak baie interessant. Net hier. En dan kan julle gaan sokker kyk en van slaap word alles. Wie gaan sokker kyk? Ja. Okay, so julle kan nog lekker lank aangaan. Julle kan nie gaan slaap. Okay. Julle nog net hierdie een. Hierdie is baie interessant. Ek wil Hierdie is 'n geskiedenisboek, maar nie ook nie eintlik nie, en dit is verhalend. Dit vertel 'n pragtige storie, humoristiese storie. Julle sal agterkom, al hierdie apokriewe is baie snaaks, baie. Ester, Ester met haar toevoegings. Die Grieke is 'n les wat hulle maak. Dit is baie komies, maar onthou die Griekse komedie. Grieke het ons dramas gehad, komediestuk. Ester is 'n groot komediestuk. En hierso Tobit sien ons ook daai Griekse invloed wat hy het by komedie wat in. En julle sal sien baie van Tobit se goed, hy trek uit die geskiedenis uit van dit wat ons klaar ken in die Hebreëse Bybel. Hy gebruik sekere stukkies. Hy steel amper, mens wil eintlik steel, of hy leen eintlik ander gedeeltes van ander boeke in die Bybel. Nou, die naam is Tobit of Tobias, dit hang af wat jy gebruik. Tobit is die pa, Tobias is die seun van daai pa. Skrywer is onbekend, plek van skrywer is onbekend. Ons weet dit is min of meer 200 jaar voor Christus. Want weer eens in die Griekse tyd, net voor die Makabeëse tyd. Die plek waar dit afspeel is in Ninive en in Ekbatana, waar die hoofstad was van Media, wat later deur die Persiërs oorwin is. Die datum van gebeure is 500 jaar voor dit. So hy skryf oor goed wat 500 jaar terug gebeur het. Dis soos ons wat skryf oor die reformatie. Nou hoe baie hy daarvan ken, dit is nou die vraag. Hy het ander bronne gebruik. Nou wat baie interessant is, hy haal baie ander Bybelboeke aan. Hy haal Genesis aan, Exodus, Numeri, Deuteronomium, 1 Samuel, 1 Koning, Jesaja, Jeremia, Daniël en Jona. En hy gebruik ook baie buite-Bybelse bronne, soos byvoorbeeld die dankbare dooie, die monster in die bruidskamer en die verhaal van Ahikar. Die verhaal van Ahikar het baie te doen met Josef. Of hulle sê mense kan dit dalk so doen, maar dis maar net trekke wat dieselfde lyk. Dis nog 'n baie interessante verhaal. Nou, hy gebruik baie van hierdie goed en omdat ons weet hy dit gebruik, sê ons dit is baie later ook geskrywe, want hierdie boeke moes eers in omgang gewees het vir hom om dit te kan gebruik om dan nou oor te kan skryf. Nou, ja. Genesis, Exodus, Leviticus, hierdie is beskikbaar. Hierdie weet ek nie, hierdie het ek gekry. Die dankbare dooie, ons gaan 'n bietjie meer oor praat. Die verhaal van Ahikar sal jy nog kan kry. Ek het 'n boek as jy wil. Okay. Maar nog 'n boek van my. So die konteks van skrywe, julle kan maar gaan lees, maar dit is baie seker wat ons maar net gedoen het. Die tyd van 1 Makabeërs.
Dis hoekom ons eers 1 Makabeus gedoen het, sodat mense kan verstaan wat aangaan in die volgende boeke. Hier is die begin. Tobit 1 vers 1 tot 2. Die boek van die woorde van Tobit, seun van Tobiel, seun van Daniel, seun van Abiel, seun van Gabriel, seun van Raphael, seun van Ragiel, van die afstammeling van Asiel, van die stam van Naftali, wat in die dae van koning Shalmaneser van Assirië, wat jy nog goed moes lees, Shalmaneser, gevangenskap geneem is van Tisbe, wat uit suid van Kades, Naftali en die boonste gedeelte van Galilea is, bo Asher en die weste en noord van Vagor. Nou, hierso is die ryk gelykheid. Hy praat hoofsaaklik in die noordelike ryk, praat ons van Syrië of Israel, met Samaria as hoofstad, en dan in die suidelike met Jerusalem en Juda. Juda wat die twee stam, Juda en Benjamin is, Israel en ander 10 stamme. En as ons kyk van Naftali, hulle grondgebied wat ons doorgewoon, soos hy praat van Galilea, dit was gesteek op Galilea. Dit was sy grondgebied waarvan hulle ook praat. Dit is nou waar hy sê waar Tobias of Tobit vandaan kom. Nou as ons gaan kyk na die konteks van gebeure, party van Bybel gaan te lank hier in nie. Maar ek praat van Shalmaneser. Nou Shalmaneser is die ou wat die val van die noordelike ryk veroorsaak het. Shalmaneser die 5de, die Assiriese koning, of ons vermoed so. Party sê dis hy, party sê sy opvolger, Sargon die tweede. Dis moeilik om te weet wanneer Samaria geval het. Party sê 722, party sê 721, want in 721 eintlik het Sargon die tweede oorgeneem en in 722 Shalmaneser geëindig in sy optrede. So Samaria val, die land van Samaria of die hoofstad val van Israel, die noordelike ryk, en so kom die noordelike ryk tot 'n einde. Wat gebeur soos met die suidelike ryk? Hulle word opgevat ballingskap toe, want die Assiriërs het eintlik ballingskap uitgevind, en hulle vat hulle noord na hulle hoofstad, wat Nineve, of toe was dit nog Ashur. So hulle vat hulle toe na Ashur toe. Sargon het oorgeneem en hy bou 'n nuwe stad, Dushanku, en toe hy nou doodgaan in die slag in 705, toe sy seun oorgeneem is Sennacherib wat toe nog so redelik vir 'n rukkie regeer. En hy het ook Sennacherib het toe baie ook oorlog gevoer teen Juda, die suidelike ryk. Hy het Jerusalem het hy aangeval, maar nie verwoes nie. Dis nogal nie net vir teoloë nie, maar vir geskiedkundiges ook 'n vraag van hoekom kon hy nie Jerusalem laat val nie. Het hulle ingeneem, of nie ingeneem nie, hy het hulle aangeval, maar nooit oorwin nie in 'n sin. En hierdie slag van Sennacherib wat vir Juda oorneem, of Juda aanval en Jerusalem aanval, is in 5 gedeeltes. Narratief A in 2 Konings 18, narratief B1, 2 Konings 18 en verder, B2, 19, narratief C, en dan Sennacherib self, praat ook daarvan, 'n jaar direk na hy dit gedoen, praat hy daarvan. Hierso is dan nou waar hy daarvan vertel. Hier is dit presies 'n jaar geskryf na hy Juda aangeval het. Nou, Sennacherib is heel moeilik die koning van Jona. Interessant genoeg. Hy het ook 'n paleis, 'n palace van elk rival gebou, en hulle vermoed dalk 'n akademikus wat nog 'n baie convincing artikel geskryf het, dat dit eerder sy paleis is wat die tuine van Babylon, Hanging Gardens of Babylon, eerder is. En in ons protestantse Bybel verloor die Bybel redelik, maar belange in die Assiriërs na sy. So hierso is die stad van Nineve, hoe dit moontlik sou lyk. Hierso is sy paleis. Hierdie is die Lamassu. Interessant. Nog 'n gedeelte van hoe sy paleis kon lyk. En dan weer eens 'n gedeelte van die Lamassu. Nee, dit is 'n beskerming. Hy beskerm die paleis. Dis nogal baie interessant hoe hy gebou is, maar daar's nie nou tyd om te veel te verduidelik nie. Ja, dit is 'n illusion, soos hulle sal sê, 'n illusie. Antieke illusie, want as jy beweeg, want hierdie was, soos ons gesien het, was aan die kant van die paleis se ingang.
So as jy ingeloop het in die paleis, daar waar die koning gesit het, so dit gelyk het of hierdie mythiese dier saam met die roep. En as jy omgedraai te kyk waar hy is, dan staan hy stil. Die visie wat gesê het. Dit is hoe hulle dan nou daar so oor praat. Konteks van gebeure, dan sy Israel het oorgeneem toe Ashurbanipal en toe het Nineve geval in 6:2. Soos Jona voorspel gaan gebeur. Julle kan 'n bietjie meer in detail ingaan oor daai. Ek gaan net vinnig daardeur. Hierso as ons gaan kyk net vir argumentsonthaalwe na die Assirië, Nineve is daar deurbo. Hierso is Ekbatana en onder in Media, wat hy hier soos Ashur, kanaal met een van die hoofstede van Assirië en hulle het al die pad van Samaria af daartoe gegaan. Nineve, Ashur en Ekbatana. Ja, ongelukkig. Ja, Irak. So, Tobit 1 vers 3-5. Nou daai moet 'n mens nou in ag neem wanneer mens hierdie gedeelte lees. Ek Tobit het al die dae van my lewe van die weë van waarheid en geregtigheid gewandel. Ek het baie liefdadigheidsdade vir my familie en my nasie verrig, wat saam met my in ballingskap na Nineve in die land van die Assiriërs gegaan het. Onthou, ballingskap, hoekom? Want Shalmaneser het hulle oorgeneem. Hy het hulle stad verwoes. Hy's op boontoe as Ashur toe. Dis hoe mense die konteks moet verstaan. Toe ek in my eie land was, in die land Israel, dat is nou net die noordelike ryk, terwyl ek nog 'n jong man was, het die hele stam van my voorvader Naftali die huis van Dawid in Jerusalem verlaat. Hierdie stad is gekies uit al die stamme van Israel, waar al die stamme van Israel offers moes bring en waar die tempel die woord van God vir ewig vir alle geslagte ingewy en gevestig is. Al my familie en my voorvaderlike huis van Naftali het op die berge van Galilea, daar waar ons gesê het hulle hoofsaaklik was, hulle die stam van Naftali, geoffer aan die kalf wat die koning Jeroboam van Israel en Dan, net hulle vind so 'n bietjie meer noord van hulle die ander kant van die see, op die berge van Galilea laat oprig. Maar ek alleen het dikwels na Jerusalem gegaan vir die feeste, aangesien dit vir die hele Israel deur 'n gegewene dekreet voorgeskryf is. Ek sal haastig na Jerusalem gaan met die eerste vrugte van die oeste. Dit is eerste vrugte van die oeste, dis een van die feeste wat hulle gevier het. En die eerste geslagte van die trop, weer eens van daai feeste, die 10des van die vee, en die eerste skeersel van die skape. Hier kry Deuteronomium wat hulle doen. Dit is om dit te verduidelik, Tobit, dit is soos 'n wyn wat verskillende blends in het. Dit bietjie van hierdie, dit bietjie van daai en saam maak dit hierdie blend. Dis nie so goed soos oorspronklike nie. Dit is steeds lekker. Ek sê dat aan die priesters, die seuns van Aaron by die altaar gee, net soos die 10de van die graan, wyn en olyf. Ek sien hier kom die Deuteronomium, al hierdie nummerie goed. Jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy moet dat doen. Vye en die res van die vrugte aan die seuns van Levi wat in die Jerusalem bedien het. Elke 6 jaar, ag God, mens altyd so boring is om te lees. Ja, 6 jaar het ek die tweede tiende in geld gespaar en elke jaar in Jerusalem gaan versprei. Dit gaan aan die weeskinders en weduwees, aan die bekeerlinge wat hulle is 'n wettige heg was gegee. Die derde jaar sal ek dit bring en hulle gee en ons sal dit eet volgens verordening wat daaroor in die wet van Moses en volgens die instruksies van Deborah, rigters. Hy moes geweet het van Deborah se rigters moes ook daar bestaan as 'n skrif. Al dit aan. Dis nog ewe skielik van Numeri en Deuteronomium van oor rigters toe. Die moeder van my vader Tobiel, die pa is, want my pa het gesterf en my 'n weeskind gelaat. Toe ek 'n man geword het, het ek met 'n vrou getrou, 'n lid van ons eie familie, en by haar het ek die vader van 'n seun geword wat ek Tobias genoem het. So die boek van Tobias, boek van Tobit. Nadat ek gevangene na Assirië geneem is en as gevangene na Nineve, weer eens daai gedeelte, het elkeen van my geslag en my volk die kos van die nasies geëet. Maar ek het myself daarvan weerhou om die kos van die nasies te eet. Omdat ek, ja, waar kom daai vers 10 en 11? Wat klink dit? Hy's in Assirië, sê weer, Daniël het nie die ander volke se kos geëet nie. Hy het gebly by groente, nie vleis nie. Hy is hierdie selfe.
Hier kom Daniël uit. Vers 12, omdat ek met my hele hart aan God bewus was, het die Allerhoogste my guns en goeie status by Shalmaneser gegee. En ek het alles gekoop wat hy nodig gehad het. Dus wat klink dit? 'n koning wat 'n Jood ten gunste maak, in dienste. Dit klink soos Josef. So wat hy gee alles wat hy moet koop vir hom. Weer eens, hy kom Josef. Tot sy dood het ek na Media gegaan om vir hom daar te koop en ek het in die terugsakke 10 talent, 'n talent is omtrent 34 kg, 37 kg silwer by Gabriel, die broer van Gabriel in die land van Media vertrek, maar toe Shalmaneser gesterf het sy seun Senagerib, is eintlik Salomo die tweede, in sy plek geregeer, het die Mediese baie wetteloos geword en kon ek nie meer Media toeluister. Net hierdie paar 15 versies moet ons daai geskiedenis ken van Assirië en kan ons al sien hoe hy ander tekste in die Bybel gebruik. Ek dink hierso het ons al klaar amper al 6 getel, net in die eerste paar 15 verse. Een van die redes dalk ook hoekom hulle gesê het maar hierdie apokriewe is nie noodwendig so gesaghebbend soos die oorspronklik is nie, maar kyk hoe haal hulle hierdie oorspronklike Hebreëus aan. OK. As ons gaan kyk na die boek, ons het nou klaar 'n bietjie daaroor gepraat, die wie wat waar wanneer. So dit begin by Tobit. Nou Tobit is hierdie man wat na Assirië toe gegaan het en Shalmaneser hou van hom. Hy sê okay, ek hou van jou, jy is die ou waarvan wie ek nou onder my gaan sit. Maar Shalmaneser het ook 'n manier, hy hou ook daarvan om mense dood te maak. Hy het nogal 'n, hoe sal hulle sê, of Senagerib soos hierdie geval. Hy sê hy het 'n manier om mense dood te maak. Dit was sy stokperdjie gewees. En wat Tobit toe gedoen het is, soos die goeie ou wat hy is, hy het die lyke gevat, veral van die Jodeërs, en hy het hulle begrawe na Shalmaneser die koning, hulle doodgemaak het. En toe kom daar 'n vlieg daar vol verby, en hy het sorg tot sy gesig, en toe sy blind. Hy is blind vir 7 jaar. Dit is 'n gevolg van, pas op vir Harry. En toe sy blind, en toe wonder hy maar hoekom, hy wou hierdie Jood begrawe het, en nou sy blind. En toe bid hy, en hy bid na God, en sê asseblief help my van hierdie gedeelte, wat plaasvind. Toe dan spring die storie na Sarah. Sarah is 'n vrou, 'n jong vrou, en sy wil trou met 'n man, maar daar's 'n gees wat by haar is, en elke keer as sy trou met 'n man, dan gaan die man dood, na die aand wat hy by haar was. Sy is al vir 7 dae na mekaar getroud, en al 7 keer was die man dood. So sy huil. So sy het al 7 mans gehad, maar nog nie 'n dag lank saam met die man spandeer, want die man gaan die hele tyd dood, as gevolg van hierdie demoon wat die mans doodmaak. So sy vra vir Here, asseblief help dat ek 'n man kan kry. En so stuur die man, of stuur God die man met die naam Rafael, wat 'n engel is. En hierdie engel is toe saam met, hy steek homself toe weg. Tobit in sy blindheid steek sy seun Tobias gaan na Media toe en gaan kry sy geld wat hy daar gekry het, wat hy daar belê het, en kry sommer op pad terwyl hy soontoe gaan 'n vrou ook. Op pad soontoe kry hy vir Rafael wat hom 'n bietjie, wat sê, hy is deel van sy familie, maar hy sê ook vir hom nie eintlik wie hy is nie. Hy hou eintlik sy identiteit geskuil. En toe hy sal saam met hom gaan as deel van 'n gids. Op pad Media toe, na Ekbatana toe, nie net om sy investment of sy pa se geld te gaan haal nie, maar ook om 'n vrou te kry. Toe hulle daar is, in die Tigrisrivier, toe is daar 'n vis. En die vis probeer hom insluk. Dink aan Jona. Maar voor hy die vis op insluk, skop hy hom na die kant toe en sê Rafael vir hom, sny asseblief die vis oop en gebruik sy lewer en sy guts. Jy kan dit dalk gebruik in die toekoms. Dit kan jou dalk help op 'n sekere manier. So, toe vat hy die vis en hy sny na al die binnegedeeltes uit. Toe ontmoet hy vir Sarah en Ekbatana en hulle raak verlief op mekaar. En toe sê Rafael vir hom, hoekom vra jy nie sommer om met haar te trou?
En dis nog interessant hoe hulle dit uitbeeld. Dis nog interessant hoe hulle dit uitbeeld en hulle geskets die. Dis die pa van Sarah en hy's op 'n graaf agter sy rug. Uitstime the child, soos hulle sal sê. So hy's al klaar reg om die graf te graaf. Wat toe gebeur is, hulle raak verloof en hulle trou. En hierdie was binne 'n week, nee, hierdie is nog binne 'n week. En toe sê Raphael vir hom, maar hoorie so, hoekom verbrand jy nie daai vis guts en lewer op jou eerste aand saam met haar nie? Fantasties. Ja. So toe gaan spandeer hulle die aand saam. Hulle bid en hy verbrand hierdie. Hy verbrand die vis guts en so word die gees weggedryf. En toe Sarah die volgende oggend wakker word en sy sien Tobias is nie dood nie, is sy baie bly. En dit is toe Tobias of Sarah se pa vir Tobias sê, "May you be blessed, O God." 14 dae moet jy spaar. Ja, dit is hoe hulle dit gaan doen. En toe sê hy, maar hoorie, so ek is nou op my honeymoon, sal jy Raphael nie sommer gaan my pa se geld gaan opbring, want ek het nou liefde gevind. Toe sê hy, reg so, ek's op pad, ek gaan kry dit vir jou. En wat toe gaan kry dit en hulle begin wonder, want dit sal net 'n week vat en dan sal 2 weke. En toe gaan Raphael na hulle toe en hy bring vir Tobias saam met sy vrou, sy nuwe vrou, en hy vat nog dit wat oorgebly het van hierdie fish guts en hy gooi dit, smeer dit oor Tobias se gesig, sy oë, en hy van wat blind geword het, sy volgende voel wat daar op die soort sit, en hy kan nou weer sien. Ja, hy kan nou weer sien. En dit is toe wat Raphael sê, maar kyk wie is ek is eintlik gestuurde van God. En dit is dan wat oorgaan, hoofstuk 13 van Oktober, wat bid. En wat nog interessant is hierdie gedeelte daarvan. Tobit is eintlik Israel, wat verwys na die exile, suffering, restoration wat plaasvind. Tobias, wat ook genoem is in hoofstuk 14 is waar Tobit eintlik vir hom sê, maar hoorie so, luister vir Nahum, die profeet Nahum. Nahum het gesê Ninive gaan val. Jona het gesê Ninive gaan val. Vertrek, want Ninive gaan nou val. En dan vertel het hoe hulle vertrek en hoe Ninive val en dan Babylon val en dan gaan dit so aan. En dan eindig dit maar eintlik so. Dit is die boek van Tobit. Ek kan verstaan dat Ja. Maar die rede hoekom dit so geskryf is. Wat was die konteks waarin dit geskryf was, het ons gesê? Klaar vergeet. Die konteks waarin die skrywer, wat was die konteks van die skrywer gewees? Dit was in die tydperk van die Makkabeërs. Tydperk toe die Grieke oorgeneem het. Tydperk toe die Grieke gesê het, julle moet Griekse gode aanbid. Dit was 'n tydperk van onsekerheid. Dit was 'n tydperk van waar 'n koninkryk op hulle deurkom en vir hulle sê, maar julle moet doen soos wat ons dit doen. Dit is die konteks van die skrywer wat hierdie verhaal skryf. En wat doen hy? Hy gebruik stories van die Bybel, stories wat die skrywers, wat die lesers sou ken. As hy gepraat het van 'n vis, hulle onthou, o, maar Jona wat God wat Jona gestuur het na Ninive toe, na die val van Ninive. Hy praat van Nahum, hy praat van Babylon. Hy gebruik al hierdie verskillende stories om bymekaar te sit, om te sê, maar onthou van Abraham en Isak, onthou van Daniel en Babylon, onthou van hoe dit gebeur. En hy skryf hierdie snaakse storie om te probeer wys, maar onthou, written for all generations of God's people, waiting for God's kingdom to come. Ja. Dis 'n mooi storie. Kyk, is 'n lekker leesstorie. Ja, dis kom ek sê, ek weet nou nie noodwendig hoe ver hy sal kom in ons Bybel nie. Hy is dalk te happy clappy vir ons. Is dalk te happy clappy vir ons, maar dit is die verhaal van Tobit. As julle myself 'n guns wil doen en nogal 'n lekker storie wil lees, gaan lees dit. Dit is 'n lekker verhaal om te lees.
Hier is net die laaste gedeelte wat nogal waar hulle praat oor Jona. Toe hy op die punt was om te sterf, het hy sy seun, dis vir Tobias, en sy 7 kinders geroep om hierdie bevel te gee. My seun, neem jou kinders en vlug na Midia, want ek glo die woord van God wat na hom oor Ninive uitgespreek het, dat al hierdie dinge sal gebeur en met Assirië en Ninive sal gebeur. Inderdaad, alles wat deur die profete van Israel wat God gestuur het gesê het, sal gebeur. Onthou, vir 'n volk wat nou net deur Griekeland oorgeneem is, of wat Griekeland aan die deur klop, is hierdie nogal redelik, is hierdie skep hierdie bietjie oop. Nie een van hulle woorde sal faal nie, maar almal sal waar word op hulle aangewese tyd. Dit sal dus veiliger wees in die Media as onder die Assiriërs of in Babylon. Want ek weet en glo dat wat ook al God gesê het, vervul sal word en sal gebeur. Nie 'n enkele woord van die profesie sal misluk nie. Al ons familie, inwoners van die land Israel, sal as gevangenes uit die goeie land vertel en geneem word, en die hele land Israel sal verlaat wees. Selfs Samaria en Jerusalem sal verlaat wees. Die tempel van God daarin sal tot op die grond afgebrand word. Onthou, dit is wat gebeur het. So hy dink terug aan wat gebeur het. Voor sy dood het hy die vernietiging van Ninive gesien en gehoor, en het hy gesien hoe die gevangenes na Media gelei is, die wat deur die koning, Xerxes van Media gevang geneem is. Tobias het God geseën vir alles wat hy aan die mense van Ninive en Israel gedoen het. Voor sy dood het hy vir oor Ninive gejuig, en hy het die Here God in ewigheid en ewig geseën. Amen. Enige vrae oor Tobit? Dit is 'n lekker storie. Dit is 'n weird storie. Dit is rarig weird. Ja. Maar dit is, hy haal terug. Hy gaan terug daaraan. Onthou, wanneer mense 'n boek lees, hulle sê altyd, wat is die belangrikste teks in die Bybel? Konteks. Lees 'n boek agter sy konteks. Dan sal hy goed deurkom. Selfs met hierdie. Hy skryf in 'n tyd waar die Grieke daar was. Hy skryf in 'n tyd waar ons seker is. Hy skryf in 'n tyd waar daar weer 'n groot aardse ryk vir Israel gedrang word. En wat sê hy? Gaan kyk terug na die geskiedenis. Gaan kyk terug na Assirië. Ja, hulle het Samaria ingeval. Hulle het Samaria laat val. Maar wat het gebeur? Jona het gesê Assirië gaan val, wragtig hulle het geval. Naam het gesê hulle gaan val, wragtig hulle het geval. Gaan kyk na Babylon. Ja, hulle het vir Jerusalem oorwin. Maar tog het Babylon geval. God bly konstant. Al is Griekeland hier en al word julle uit die tempel uitgedryf, soos wat het gebeur het. God bly ewig staan. In daai geval, moet hy in ons Bybel wees? Moet hy nie? Dis 'n lekker bystorie. Dis kom hulle sê dis sekondêr. Dis nie noodwendig outories nie. Ek sal ook nie hom sê hy's van belang nie, want hy gebruik die Bybelboek wat ons klaar het as gesag om sy gesagboek te skryf. So ek sal hom ook sê sekondêr. So hy's 'n lekker good read. So ja, weer eens gaan kyk Bible Project. Dit is dan my storie vir